Het ons 'n verbond met die Vader of met Yeshua? Nou baie mense sê Jahwe is ons Vader, maar het hy al hierdie skrifgedeeltes ingereken en mooi daarin gedink of net bietjie verder gedink? Of het jy 'n siening oor die godheid wat nie eers enige skrifgedeelte die siening kan verander nie? Nou baie mense sê Vader het sy naam bekend gemaak aan ons in Exodus 3. Maar as mooi daarna gaan kyk, dan sien ons was Moshe in gesprek gewees met wie? 'n engel, 'n seun van die Vader, of engel beteken ook 'n koning. En in Handelinge 7 bevestig ook dat die engel met Moshe gespreek het en let wel ook die wet vir die volk gegee het. En baie interessant beteken die naam Jahwe in die Paleo-Hebreëus kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. Vraag: wie se hande was deurboor? Was die Vader se hande deurboor of die seun se? Hou mooi in gedagte, as die Vader dan neergedaal het en die wet vir die volk gegee het, hoekom sê die skrywer dan van Handelinge dan dat dit 'n engel was? Nou hier in Handelinge 7 vers 53, dan sien ons duidelik in die skrif wie die wet vir die volk gegee het. En kyk, dit was deur engele gegee gewees. Maar ek glo hierdie gedeelte is verkeerd vertaal. Dit moet soos in Handelinge 7 vers 30 en 38 engel wees. Enkelvoud. Dus wie het neergedaal op die berg met vuur, rook en donderstorm? Wat sê Yeshua, wie het neergedaal en opgevaar? Dis net hy, die seun van die mens. Nou let wel, Yeshua praat van die seun van die mens wat neergedaal het. Nou kom ons kyk gou watter ander karaktereienskap het hierdie seun. Hoe sal hy kom? Hy kom met die wolke. Let wel, Daniël 7 vers 13 bevestig dit. As Yeshua nie verander nie, en as gister en vandag dieselfde tot in ewigheid, hoe sal sy verskyning dan weer wees? Hy sal ook kom met die wolke. Nou as Yeshua die enigste een is volgens hom wat neergedaal het, en ons glo sy woorde, en as ons werklik sy woorde in ag hou, wie het dan neergedaal en 'n verbond met die volk gesluit op die berg Sinaï? Let wel vers 16, 'n swaar wolk, 'n wolk het op die berg verskyn. Yeshua kom met die wolke. En hoe is die bruidegom se koms nog? Met basseingeklank. En wat sien ons verder in vers 16? En die geluid van 'n baie sterk bassein. En kon die volk sy koms verdra? Nee, die hele volk wat in die laar was, het gebeef van bangheid. Nou, as ons nou mooi dink en dit besef, dan besef ons dieselfde wat die skrywer van Handelinge 7 vir ons sê. Hulle sê, Yeshua is die een met wie ons 'n verbond het. Hy is hierdie engel wat met Moshe gespreek het, sy naam aan hom bekend gemaak het, en so ook die wet vir die volk gegee het, en sodoende 'n verbond met die volk gesluit het. Dus as die skrif hom dan nou 'n engel noem, wat aan Moshe verskyn het, en 'n engel noem wat die volk die wet gegee het, wat word hy dan genoem? Engel van die verbond. En dan kan ons verstaan hoekom die engel in Rigters 2 vers 1 sê, hy het die volk uit Egipte verlos en 'n verbond met hulle aangegaan. Dan maak dit sin as die engel dan met Moshe gespreek en gesê het, hy is die Elohim van Abraham, Isak en Jakob, want hy het 'n verbond met hulle. Want selfs sê Yeshua, voordat Abraham was, is ek. Dus ken Yeshua Abraham en het Abraham ontmoet en 'n verbond met hom gesluit, en Abraham was verheug om Yeshua te sien. Maar hierdie Judeërs was nie so bly toe Yeshua dit gesê het nie, en hulle was baie kwaad want hulle dink, omdat hulle die wet onderhou, ken hulle die een waarmee hulle 'n verbond het. Maar hulle doen nie. Hulle sien nie die seun as die engel van die verbond nie, en hulle tel klippe op om hom dood te maak. O nee, die seun mag nie gedien word nie, ons het nie 'n verbond met hom nie, ons het 'n verbond met die Vader. En soos die engel gesê het, is hy die Elohim van Abraham, Isak en Jakob, en so het hy 'n verbond met Jakob gehad. En let wel, Jakob worstel met die engel, en hierdie selfde engel sluit 'n verbond met hom en verander sy naam na Israel. Maar Genesis 32 vers 28 sê, hy het met Elohim geworstel. Maar Hosea 12 vers 5 sê, hy het met die engel geworstel. Sien julle, die skrif sê vir ons, dat hierdie engel Elohim is. En dit is hoekom die engel kan sê, hy is die Elohim van Abraham, Isak en Jakob in Exodus 3 vers 6. Ok, nou het ons al gesien dat die engel Yeshua verbond met Abraham en Jakob gehad het. Maar wat van Isak? Om dit te kan bewys dat dit wel 'n engel was,
wat met Abraham, Isak en Jakob 'n verbond het, dan wil ek nou die vraag vra, het enige mens al die Vader gesien en gebly lewe? Nee, volgens die skrifgedeeltes hier het nog niemand die Vader gesien en in die lewe gebly nie. Maar Jakob worstel dan met Elohim en hy oorwin. Jakob wat 'n mens was, het dan die Vader gesien en hy het bly lewe en met hom geworstel. So ook Abraham. Dis wat gaan hier aan. Tot Manoag en sy vrou nadat die engel aan hulle verskyn het en ook 'n verbond met hulle gesluit het gedink hulle gaan sterf omdat let wel hulle God gesien het. Nou hierdie engel het sommer 'n verbond met Hagar gesluit in Genesis 16 vers 10 en haar nageslag grootliks vermeerder. So het die engel Abraham gestop sodat Abraham nie Isak moet offer nie en ook 'n verbond met hom gesluit. Dis sien ons elke keer dat dit die engel was wat met hulle gespreek het, neergedaal en opgevaar het en 'n verbond met hulle gesluit het. En as ons net Joshua se woorde van Johannes 3 vers 13 onthou, dat net hy neergedaal en opgevaar het, dan kan ons die stuk van die legkaart in plek sit. En sien dat dit Joshua was wat met hulle 'n verbond gesluit het en elke keer weens sy verbond met sy volk herstel het. Nou as nog niemand dan die Vader kon sien nie, wie het dan met Isak 'n verbond gesluit? Nou hier in Genesis 26 vers 2 tot 5, dan sien ons het Jahwe aan Isak verskyn. As Jahwe dan die Vader is, hoe het Isak dan oorleef? Dan word daar ook gesê dat hy ook 'n eed met sy pa Abraham gesweer het. En ons het reeds gesien in Genesis 22 vers 15 tot 17 dat dit die engel 'n verbond met Abraham gesluit het. Dus is dit weer eens hierdie engel wat 'n verbond regdeur met ons voorouers gesluit het. Die patroon word nie gebreek soos ander dit breek en sê, regdeur die Ou Testament het die volke verbond met die Vader gehad. En nou in die Nuwe Testament kom Joshua die bruidegom en hy kom en sluit 'n nuwe verbond met die volk en trou met sy pa se bruid, wat nie mag gebeur nie. Maar ons volk sien dit nie en ons kan nie verder dink nie en ons wil klippe optel om mense te stenig wat sê ons het 'n verbond met Joshua. Hy is ons Elohim. Die Vader het die volk en alles aan hom gegee. Ons behoort aan hom. Hy is die een wat ons self kom verlos. Hy is die herder. Ons is sy skape. Ons behoort aan hom, Joshua. Maar Stefanus in Handelinge 7 het Joshua in Eksodus 3 gesien. Hy het geweet dit was Joshua wat die wet aan die volk gegee het en 'n verbond met hulle gesluit het. Want Joshua het hulle oë geopen sodat hulle hom in die wet en die profete kan sien. Maar ons volk se oë is steeds bot toe vir hom vandag. Hulle dink hulle het 'n verbond met die Vader, hulle trou met hulle vader, maar die seun word misgekyk en word verag. En hulle wil hom weer stenig en weer deurboor. Nou, om net weer terug te kom, die dag toe Jahwe aan die volk verskyn het, en as ons net weer eens Stefanus se woorde in ag hou, dat dit die engel Joshua was, wat sy naam Jahwe, kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker, aan hom bekend gemaak het, en dat hy neergedaal het en die wet vir die volk gegee het. Dis die engel van die verbond, en as ons mooi kyk na die woorde in Handelinge 7 vers 38, sien ons sê Moshe dat hy die lewende woorde aan ons gegee het. Dis is die woorde wat uit sy mond gekom het, wat lewendig is en daardeur sal ons lewe. Dis sien ons, hy is die ewige lewe, hy is die engel van die verbond en ons het gesien, hy kom op die wolke en toe hy neerdaal op die berg, want nog net Joshua het opgevaar en neergedaal, toe is daar 'n basyn geklank en Joshua se koms is met die trompettefees, met basyn geklank, was daar vuur en die mense het gebewe. Nou, wat is die karaktereienskap van die engel van die verbond? Nou hier in Maleagi 3 sien ons, dit is die oue van die Vader wat hier aan die woord is, en van die engel van die verbond Joshua praat. En kyk wat sien ons hier. Ons het 'n begeerte vir Joshua se koms. Ons soek hom. Dit is wat ons moet soek. Ons moet die koninkryk eers soek. Dit wil sê, ons koning Joshua. Hoekom? Want ons moet weet met wie ons 'n verbond het. En soos die volk gebewe het toe hierdie engel op die berg neergedaal het, met die wolk, met vuur, basyn geklank ensovoorts, het die volk mos gebewe en hulle was bang. Nou kyk nou mooi wat sê Maleagi 3 vers 2. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Dus kom die engel van die verbond met vuur,
en die volk sal nie sy koms kan verdra nie. En dit is presies wat gebeur het toe hy op Sinai hier neergedaal het. En die engel van die verbond gee ons 'n kritiese leidraad wie hy is. Maar ons oë is toe, ons sien dit nie. Yeshua sê, hy kom met vuur, en hy moes al reeds die vuur aangesteek het. Hy sê vir ons, hy is die engel van die verbond, hier in Malagi 3, maar ons slaap, ons besef nie wie ons bruidegom is nie. Ons wil met ons pa trou. Dis is Yeshua, die engel van die verbond, en hy sluit weer eens 'n verbond met sy volk. En raai wat? Hy verlos self sy volk uit die doderyk. As dit nou nog nie 'n klokkie lui en mense nog nie Yeshua hierin kan sien nie, dan weet ek nie. Wat het Yeshua kom doen? Sy naam beteken verlos. Hy sluit 'n verbond met die volk, met sy bloed, en toe word hy doodgemaak, en in die doderyk red hy die volk uit slawerny. Let wel, hy verlos die volk self. Niemand anders nie, maar hy self kom en hy verlos sy volk. Nou wat het in Egipte gebeur? Die lam op Pesach, die bloed aan die deurposte, is 'n teken van die verbond. Sy bloed beskerm ons teen die dood en daarna is die volk uit Egipte gelei. Wie het gesterf en wie was deurboor? Yeshua. Die naam Jahwe kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. Julle sal opkyk na die een wat deurboor is en dan sal julle weet dat dit ek is. Was dit die Vader self wat verlos het of was dit Yeshua? Dit was Yeshua, maar die skrif sê Jahwe self sal sy volk kom verlos en net Jahwe verlos en daar is niemand anders wat verlos nie. Vraag: as daar geen verlosser is anders as Jahwe nie en baie wat sê Jahwe is die Vader, dan sê hulle nou niks anders as die een wat die volk uit die doderyk kon verlos het, was die Vader self. Dan was die Vader se hande deurboor gewees en die Vader self het gesterf. Want net hy is die verlosser. Hy kan nie die seun stuur en dan laat die seun sterf en die volk uit die doderyk verlos en dan sê hy is die enigste verlosser nie, want dit maak nie sin nie. Dink asseblief vir 'n slag. Maar nou hier in Rigters 2 vers 1, dan sien ons is hierdie engel weer aan die woord en hy sê self dat hy hulle uit Egipte verlos het en let wel, hy het 'n verbond met die volk gesluit. Dus wat sien ons hier? Hierdie engel van die verbond, hy het hulle verlos uit Egipte en hy sluit 'n verbond met hulle en dit is die Ou Testament. En nou as ons werklik die Nuwe Testament se skrywers glo en niks wegneem nie, dan sê Hebreërs 13 vers 8 dat Yeshua gister en vandag dieselfde is tot in alle ewigheid. Nou wat gebeur in die Nuwe Testament? Yeshua sluit 'n verbond met die volk, met sy bloed en weer eens red hy. Wie? Hy, Yeshua, en hy red hulle uit die doderyk en verlos die volk van slawerny. Soos hy, ja, Yeshua self hulle uit Egipte uit slawerny verlos het. Is dit nou so moeilik om te verstaan? En onthou julle Yeshua se woorde selfs in Johannes 3 vers 13 dat net hy neergedaal het en nou kom hier dieselfde engel wat sy naam Jahwe aan Moshe bekend gemaak het in Eksodus 3 vers 8 en sê daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos. Want hy is hulle enigste verlosser, want hy het 'n verbond met hulle. Nou wat beteken daardie verbond? Dit is 'n huwelikskontrak. Jahwe trou met sy volk. En Jahwe sê self, hy is ons man. As die engel dan sê, hy het 'n verbond met hulle, dan het hulle sy verbond verbreek in Jeremia 31 vers 32. Was dit die Vader? Vraag, en dink nou asseblief mooi oor, wat sê Jahwe se wet? Mag die dogter met haar pa trou? Nee, dit is 'n groot nee. Yeshua se verbond in Matteus 26 vers 26 tot 28 is weer eens die verbond in Eksodus 24, die bloed van die verbond wat gesluit was met die volk deur die engel, die seun, die koning van die verbond. En dit was met bloed gesluit gewees. Dus tree Yeshua in verbond in huwelik met die volk. Hy is mos ons bruidegom, ons bloedbruidegom, nie waar nie? Nou hoe vat hy dan nou sy pa se vrou? Verbreek hy dan nou die wet? Beslis ja. Nou wat gaan hier aan? Of dink julle nie eers daaraan nie? Iets klop mos nou nie. Nou die wat dit snap, hulle verwerp weer die Nuwe Testament en Yeshua. Maar as ons dit besef en die skrifte harte neem dat Yeshua gister en vandag dieselfde is tot in ewigheid, dan moet ons weet, Yeshua was daar van die begin af. Hy is werklik goddelik. Hy sê self, hy was daar voordat die wêreld was in Johannes 17 vers 5.
En in Micha 5 vers 1 bevestig ook sy oorsprong was voor die wêreld was. Hoe dwaas kan mense nog wees wat Yeshua se goddelikheid verag en sy maagdelike geboorte verwerp? Of wag, dis nie dwaasheid nie, dis die gees van dwaling, die gees van die antichrist wat oor die volk heers vandag. En dit is wat 1 Johannes 4 vers 1 tot 5 vir ons sê en ons daaroor waarsku. Selfs die profete getuig dat ons deur Jahwe geleer sal word. Het die Vader homself kom onderrig? Nee, Yeshua het. Hy word as Elohim beskou. Jesaja getuig van Johannes en sê, berei die weg in die woestyn vir Jahwe ons Elohim. Maar Johannes het die weg vir Yeshua voorberei en hy het van Yeshua getuig. Dis sê Jesaja 40 vers 3, niks anders as wat Yeshua, Jahwe ons Elohim is nie. Nou die oostelike poort moet gesluit wees, want Jahwe Elohim het daardeur gegaan. Waar het die Vader deur daai poort gegaan? Dit is net weer eens 'n verwysing na Yeshua as Jahwe ons Elohim, want Yeshua het deur die oostelike poort gegaan, die dag toe hy op die donkie gery het. Thomas noem Yeshua my Here, my God. Dit wil sê Jahwe, my Elohim. En Yeshua erken dat hy Jahwe is. En hy sê in Johannes 13 vers 13, julle noem my meester en Here, dit wil sê Jahwe. En julle is reg, want ek is dit. Hier in Jesaja 45 vers 23 sê Jahwe, elke knie sal voor hom buig en elke tong sal sweer. Maar Paulus sien dat Jesaja van Yeshua praat en sê hier in Romeine 14 vanaf vers 10 dat ons almal voor Yeshua se regterstoel sal staan en voor hom sal buig en hom sal bely as Elohim. Nou Paulus gee hierso eer aan Yeshua en sê hierso in vers 17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, aanleenwyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Hier in Openbaring 11 vanaf vers 15 sien ons, behoort alles, let wel alles, aan al die koninkryke aan wie? Aan Yeshua, en hy sal oor hulle almal heers, en 24 ouderlinge val voor Yeshua neer en hulle aanbid hom, en hulle sê in vers 17, ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het. Yeshua neem die koningskap aan en heers oor almal, want dit is die eer wat hy van die Vader gekry het. Alles en almal in die hemel en op die aarde en onder die aarde behoort aan hom en hulle buig die knie voor hom. Die Vader het Yeshua as verbond vir ons gegee in Jesaja 42. En Yeshua is die lig vir die nasies. En ons almal moet aan hom in Yeshua se lig wandel. Want die Vader het hom vir Yeshua as verbond, as man vir ons gegee. Ons trou met die Seun, nie met die Vader nie. Ons verbond is met Yeshua, die engel, die Seun, die koning van die verbond. Ek hoop dat die vir wie dit bedoel is, nou kan sien. En ek hoop dat hulle nie net die geregtigheid, die wet gevind het nie, maar ook die koninkryk. Die twee huise van Israel moet een word. Dit beteken dat ons die koninkryk en sy geregtigheid moet soek en vind. Laat die wat ore het om te hoor, hoor, en die wat oë het om te sien, sien. En laat hulle die koninkryk en sy geregtigheid vind. Halleluja. Mag jy geseënde dag hê, Shalom.